Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie, sodat die video's van toekomstige sodat die kennisgewings van toekomstige video's kan ontvang. Ja, en kyk gerus ook na ons boekwinkel hier onder hierdie video. Al ons interessante boeke wat daar aangebied word, unieke boeke wat jy nêrens anders in Afrikaans gaan teekom nie, en wat ons oor die afgelope dekade of 2 gepubliseer het, en dan gaan nog ander verskyn binnekort, en ek gaan self ook 'n paar skryf. As jy gepraat van, vandag se onderwerp is SA regters vat omkoopgeld en pleeg myneed, want daar is nou 2 regters in die nuus wat lyk my totaal korrup is, wat geen verrassing is nie, want ek, soos jy weet, as jy na hierdie kanaal gekyk het, ek het my bedenkinge oor die regbank, ek het al voorheen ook verwys na die geval van regter Mabel Jansen, wat by die Malema insolventiesaak betrokke was, en hulle het daar eenvoudig net se muur van haar ontslaag geraak, sonder enige proses, omdat hulle Malema wou red, en geweldige onreg wat teen haar gepleeg is. Maar hier's nou, ons sal nou sien, hierdie een regter wat hy word so al van myneed aangekla of iets in die Kaap, sy naam is Mushtaq Parker. Hy sit al iets soos, ek weet nie, 4-5 jaar of iets by die huis, terwyl hy nou ondersoek word, en dit is ook iets met die Sloppy saak te maak, en hy het al 10 miljoen rand se salaris verdien, of vir niks doen, terwyl hy daar by die huis sit nie, en blijkbaar gaan dit nou nie in die parlement draai, maar ons gaan nou eens 'n bietjie daaroor gesels, en nog 'n ander saak van 'n regter in Johannesburg, wat omkoopgeld aanvaar. Dit is interessant, maar dit verbaas my ook glad nie, en ek het ook al gehoor, dat daar van hierdie regters is, wat omkoopgeld aanvaar. En so aan die einde van hierdie video wil ek 'n paar voorstelle aan die hand doen, wat ons kan doen oor hierdie regbank. Ek dink nommer 1 moet die mense ver wegbly daarvan is moontlik, maar dit is nie altyd moontlik nie, want weet, enige prokureur kan jou vir elke bakketel dagvaar of iets van die aard, en dan beland jy daar in die hof, en dan is jy onderworpe aan hierdie verskriklike regters. Wat ons gaan nou verder oor hulle gesels. Maar nou kom ons begin deur, ek wil nog iets genoem het van, nou dat ek praat van dinge skryf, ek het mos genoem, nou dag het ek so 'n bietjie gesels oor, jy weet, Suid-Afrika wat nou so anti-Amerikaans geraak het, en dat ek iets daaroor sou skryf. Ek probeer dit nou net hier op my skerm kry. En toe het ek uiteindelik, ek het iets daaroor geskryf, en dit is gepubliseer op Netwerk 24 gister. Ek sal dit sommer nou gou hier kry. Kom ons kyk net gou. Stemme, menings, en die titel hier is die titel. Kan klein boetie Suid-Afrika opstaan teen groot boet Amerika? En daar is die eerste paragraaf van die ontstamde post-etniese Suid-Afrikaner. Is die ontstamde post-etniese Suid-Afrikaner nie ook maar Amerikaner nie? Want skryf Dan Rood, Suid-Afrika is eintlik vir al die praktiese doeleindes 'n Amerikaanse kolonie. En dan gaan ek nou so daar verder. Nou ek beplan om een of ander tyd hierdie jaar wil ek wil hierdie Substack stelsel probeer in Amerika, jy weet waar mense ook kan dinge plaas online op die internet, dinge wat ek skryf, en dan kan mense daarop inteken en toegang hê tot jou geskrifte, en dit is 'n tamelike nuwerwetse ding wat die afgelope paar jaar ontwikkel het, en 'n klomp bekende mense ook skryf daarop, en ek wil dit uitprobeer as 'n stelsel, sodat ons saam met die
video's dan ook miskien met Substack kan werk en dan sal ek van die dinge wat ek skryf en alles publiseer en wat ek al ook daar plaas waar almal toegang daartoe het, want hier so op Netwerk 24 is daar natuurlik 'n betaalmuur en 'n mens moet daarop ingeteken wees om dit te lees. Maar nou terug na hierdie kwessie van die regters. Nou, kom ons gaan kyk sommer net gou na hierdie Mushtaq Parker. Ja, dit is op die voorblad van vandag se Burger. RDK gee Kaapse regter die trekpas, hierdie Mushtaq Parker. Nou blykbaar het Mushtaq Parker, hy het eintlik vir Sloppy ondersteun, wat nou afgedank is, hierdie regter Sloppy, wat ook allerlei anti-blanke opmerkings gemaak het. En ja, dit was hy wat vir Zuma beskerm het, vanuit die regbank. En hy het 'n ooreenkoms met Zuma gehad, as ek nou reg onthou, dat hy 'n bepaalde uitspraak in Zuma se guns sou lewer. En dit is toe ingebring teen Sloppy dat hy bevooroordeeld was, en hierdie regter het hom ondersteun, hierdie Mushtaq Parker. Ek weet nie wat sy naam van dit is nie, maar en toe het hy nou, hy lyk my, toe Sloppy nou so half die wind van voor kry, en uiteindelik afgedank word, toe het hierdie Mushtaq Parker gesê, maar eintlik het hy dit verkeerd gehad oor Sloppy, want hy het onder andere, hy was onder onsie betrokke, volgens hierdie berig, met Sloppy, en hulle het mekaar daar geslaan in die regterlike kamers, daar was so 'n vuisgeveg of iets van die jaar. En toe het hy gesê, Sloppy het hom aangeraand, maar toe het hy agterna weer ontken dat Sloppy hom aangeraand het, maar toe Sloppy nou as 'n regter afgedank word, het hy weer gesê, nee, maar eintlik het hy 'n fout gemaak. Sloppy het hom nie aangeraand nie. Maar hy het vir omtrent 6 regters daar in die Weskaap vertel dat Sloppy hom wel aangeraand het. So jy weet, sy môre en aand praatjies kom nie ooreen nie, wat vir 'n regter seker ernstig is. Ek weet nie, ek dink hierdie regters is almal van hulle trollie af, of die meeste van hulle, en niks wat in die howe gebeur, maak eintlik sin nie. Jy weet, as jy kyk na hierdie uitsprake wat hulle deesdae lewer, jy weet, die een regter sê sis, die ander regter sê so, dis so 'n die mekaar spul, en uiteindelik, hulle kyk na wie voor hulle verskyn, as dit 'n wit Afrikaner is, dan word die uitspraak teen hom gegee, en as dit nou Engelssprekende of veral 'n Engelssprekende swart man is, dan ja, hy gaan die saak wen, sommer per definisie. Dis wat in die howe gebeur. So hierdie, nou is hierdie Mushtaq Parker, hy sit al vir 5-6 jaar in die huis, by die huis, hy is nou sogenaamd geskort, en hy word ondersoek, en blykbaar gaan dit nou in die parlement draai, of iets van die parlement gaan nou moet beslis of hy afgedank moet word, of nie. Maar intussen het hy nou 10 miljoen rand salaris getrek, jy weet wat baie lekker is, om niks te doen nie. En hierdie regters kry almal, hulle kry blykbaar 2 miljoen rand of meer aan salaris per jaar, wat 'n ontsaglike salaris in Suid-Afrika is. En jy weet, baie van hulle, ek weet nie of hulle, jy weet, ons gaan nou kyk, hierdie ander regter, wat die omgekoopte ene, wat met hom gebeur het, en wat sy kwalifikasies hy nou eintlik het, hy het begin in die lewe as 'n tolk, en toe het hy agterna een of ander B-juris gekry, of iets van die aard. Maar ek dink hierdie regte, ja, ons gaan nou kyk na sy onderhoud, met die hoofregter van die land, want hy was 'n waarnemende regter, en ek dink hy het op stadium probeer om nou 'n aangestelde permanente regter te word. Ek het ook al gehoor dat die swakste advokate word uiteindelik regters, want hulle, die mense kom agter, hulle weet nie veel van die reg af nie, of hulle presteer nie goed in die hof nie, en dan, omdat hy nie meer genoeg sake kry as advokaat nie, dan doen hy aansoek om regter te word, en gewoonlik kry dit dan reg ook, en daar dieselfde ou, wat nie eintlik vreeslik sin maak van die reg nie, hy word 'n regter, en hy lewer uitsprake. Dis hoe dit werk in Suid-Afrika, in die nuwe Suid-Afrika. En die ou, kyk, ja, ek het baie te sê oor die regbank, ek kan vir ure lank daaroor praat.
En miskien moet op 'n stadium ook vir voormalige regter Mabel Jansen hier so kry, dat sy ons bietjie vertel wat haar mening is oor wat op die regbank aangaan. Ja, terloops, ek sê sommer net so bietjie, ja, dis ongelooflik wat daar gebeur het. Hulle het sommer net besluit om haar van haar ontslae te raak. Daar was die Black Lawyers Association, die swart prokureursvereniging. Hulle het iets te sê gehad daaroor, want sy het eintlik mos 40 verkrachtingssake gehad. En toe sy met hierdie maniak van 'n vrou wat sy nie van geen kant af geken het nie, Gillian Schutte, op Facebook gesels. En die volgende oomblik het Gillian Schutte haar van rasisme beskuldig. Dit was op 'n Saterdagmiddag, en teen die Maandag het die hoofregter haar ingeroep en hulle het van haar ontslae geraak. Maar daar was so 'n veldtog en dis eintlik met robotte en alles gevoer, juis om Malema nou te beskerm, want sy was besig met die Malema saak. En dit is hoe korrup die regbanke is. Iemand, 'n regter, 'n goeie regter, kan binne 2-3 dae oor 'n naweek van ontslag geraak word, maar 'n ander regter wat lieg en wat by Sloppe se hele kwessie betrokke was, hy sit 5-6 jaar by die huis en trek 'n salaris en hy is nog nie afgedank nie. En hierdie korrupte ene is ook nog nie afgedank nie. Dus, maar kom ons luister gou wat sê, sommer is net 'n paar sekondes, wat sê hierdie swart prokureursvereniging van Mabel Jansen, wat het hulle destyds van haar gesê? Agree that what she did doesn't reflect well to a person who's occupying the position in the judiciary and resign. If she doesn't resign, then we're going to take this matter up with the JSC and we want the Judicial Conduct Committee to investigate her conduct. And if it finds that it's impeachable, then they should recommend to the Parliament for her to be removed from the bench. Nou, in daardie berig ook wat hierso hierdie wees op OFM of iets, sê hulle wat sê hulle die opmerkings, die Black Lawyers Association het gevra dat die Hooggeregshof regter Mabel Jansen moet bedank in die lig van uitsprake wat sy op Facebook gemaak het. Maar dit was private uitsprake, 'n privaat boodskap met hierdie Gillian Schutte. Die opmerkings is vervat in 'n gesprek tussen Jansen en die aktivis Gillian Schutte en is die naweek op sosiale media geplaas. Dit was nou hierso, wanneer was dit? Dit was in 2016, ja. Jansen het gesê 99% van swart paas, ooms en broers, kinders en jonk is 5 jaar verkrag. Nou ek dink nie, dit is heeltemal wat sy gesê het nie, maar in al haar sake, sy het 40 sake gehad, was daar sulke gevalle gewees. So, 'n mens kon die afleiding daar uit maak dat almal dit doen. En trouwens, sy het agterna met een of ander hoë regter, swart vroue regter in die stelsel gepraat. En daai vroue regter, swart vroue regter het vir haar vertel dat sy op juis reg, want ek is op ouderdom van 5 deur my oom verkrag. Dus jy weet niks wat Mabel oor haar sake gesê het of enige iets is van die waarheid ontbloot nie, maar daar was hierdie geweldige veldtog teen haar gewees. En dan gaan dit nou so aan en sê hulle die president van die BLA, Ludendo Sigogo, sê hulle is woedend oor die uitlating, waarin onder meer ook gesê is, in swart mense se kultuur is vroue slegs daar om aan man se behoeftes te voldoen en dat toestemming nie nodig is nie. So dis nou een manier waarop 'n blanke Afrikaanse regter hanteer word deur die stelsel. En dan het ons nou Mushtaq Parker en sy vriende en dan hierdie ander regter. Hierdie berig was op die Citizen gewees. En daar's so hierdie ou, ja, hierso is die, kom ons kyk gaan na die opskrif in die Citizen. Bribery claims against acting High Court judge investigated. Nou hierdie regter, sy naam is Samuel Makamu. En hy het 'n bedrag geld, hy het eers vir 7.000 rand gevra van 'n sakeman en prokureur Boue Wiersma,
in Augustus verlede jaar. En die omkoopgeld was bedoel dat hy verlof tot appel aan hierdie meneer Wiersma moes verskaf, want kyk, hierdie regters nie net jy weet, lewer hulle sommer net lukraak uitspraak en gryp goed in die lig en jy weet, hulle volg nie eers die wette nie, hulle kan 'n wet teen amper so interpreteer dat dit die teenoorgestelde beteken van wat daar staan. Hulle beskou hulle self aan niks gebonde nie aan die wette nie aan die regspraak nie aan die gemeenereg nie. Jy weet, en ek was een keer in die hof en toe is daar iets oor die in duplo reël en kyk, daar's die in duplo reël wat bepaal, jy mag nie, jy weet, as sê nou maar jy skuld iemand geld en dan daar loop rente, as dit dubbel die bedrag, die oorspronklike kapitale bedrag raak, dan stop die rente net daar. Dit hou net daar op, jy weet, en totdat die ou nou begin betaal of wat ook al. Maar die kredietwet het nog 'n strenger bepaling as die gemeenereg en die reël. Dit hou ook op as dit die dubbele bedrag bereik, maar dan as die skuldenaar nou begin betaal, dan loop daar nog nie rente nie totdat dit die oorspronklike bedrag bereik wat hy geleen het. So dis 'n baie strenger weergawe van die in duplo reël. Nou toevallig weet ek nou sulke goed, want ek lees maar 'n bietjie dinge op die internet en so meer. En ek is die eendag in die hof en ek raak in 'n argument met die regter betrokke. Jy weet, 'n senior regter, al jare lank daar sit. En hy het nie daai verskil geken nie. Kan jy glo? Ek het amper op my rug geval. Maar jy weet, so gaan dit. Ek bedoel, hierdie regters interpreteer net soos hulle wil. Hulle kan nie, jy weet, soms ken hulle nie eers die basiese beginsels nie. En ek weet nie wie skryf hulle baie dikwels hulle uitsprake nie, wie weet wat daar aangaan. Maar nou hierdie spesifieke regter waarvan nou sprake is in die Citizen, hy was 40 jaar lank glo 'n landdros gewees. So hy behoort dan al iets van die reg te weet. En hy het toe hierdie omkoopgeld aanvaar. Maar ook baie interessant, ek het toe bietjie gaan kyk. Nou hierdie selfde regter, hierdie Samuel Makamu. Hy het glo al 'n paar keer, hy was nou 'n waarnemende regter, voordat hy terwyl hy nou die omkoopgeld aanvaar het, die R5,000, dis blykbaar in sy neefie se rekening, se Capitec rekening inbetaal. Maar die grap is, dit was eers R7,000, toe word dit R5,000. Toe sit in die neefie se Capitec rekening betaal. Maar toe die uitspraak kom, toe bevind hy in elk geval teen hierdie meneer Wiersma. Toe het hy die omkoopgeld gevat, maar hy het nie vir die ou die uitspraak gegee waarvoor hy het hom nie verlof tot appel gegee nie, waarvoor hy omkoopgeld ontvang het. Jy weet, nou ek kan dink dit kan soms nuttig wees in hierdie stelsel om 'n regter te betaal om vir jou verlof tot appel te gee, want as jy een so groot gemors van jou saak gemaak het, dan is dit nogal belangrik dat jy verlof tot appel kry. Miskien is daar iemand met verstand of 'n redelike mens of wat ook al op die volgende vlak met die appelhof of jy weet appelregters of grondwethof of wat ook al wat weer na jou saak kan luister. So as jy nou moet betaal daarvoor, dan kan hy dalk 'n doel dien, so ek sê. Ten minste kry jy dan jy weet 'n volgende kans in jou saak, maar hierdie ou die omkoopgeld aanvaar en hy het nie ou bevind. Jy weet, so hy's regtig skelm hoor. So jy weet, jy kan hom selfs al koop jy hom om, dan gaan hy nog skelm wees. Hy is al klaar nommer 1 skelm om te omkoopgeld aanvaar. Nommer 2 kan jy hom nie eers vertrou dat hy gaan doen wat hy sê nie. Nou hierdie ek het toe gaan kyk na hierdie Hooggeregshof regter, waarnemende regter, en hy het nou al 'n paar keer probeer aansoek gedoen om 'n volwaardige permanente regter te word.
maar hy is nog elke keer afgekeer. En hierso is nou die onderhoud waar hy met die hoofregter of die regterpresident of wat daar titel ook al is, gesels, tydens sy verhoor om dit was in Oktober 2024, om as 'n permanente regter aangestel te word. Nou, kom ons luister net so 'n bietjie daarna. Dit is vir my nogal baie insiggewend, en ek dink u sal dit ook so vind. Kom ons kyk gou daarna. Unsuccessful. What do you have to add that you have done since October 2023 that would plump your CV up just a little bit? Well, Chief Justice, I've done unopposed applications, I've done opposed, and with the criminal case that I was seized with, I have learned quite a lot as well, which experience I believe that it will come very handy. Ja, ek wil net seker maak jy verstaan dat hy het in 2023 het hy aansoek gedoen om regter te word. En dit is toe afgekeer. Maar nou 'n jaar later doen hy dit weer. En van die regters kry dit reg. Jy weet, hy doen 'n paar keer aansoek en uiteindelik dan kry hy daai R2 miljoen salaris vir die res van sy lewe. Want selfs hulle tree eintlik nooit af nie, selfs al werk hulle nie meer nie. Dan ontvang hulle nog daai R2 miljoen salaris per jaar, of dit word natuurlik meer soos wat die staatsdiensverhogings kry. En blykbaar is hulle op die parlementêre mediese fonds, wat waarskynlik die beste mediese fonds in die land is. So jy weet, om regter te word, dit is geldelik baie lonend, behalwe hierdie ou uit nou nog omkoopgeld ook aanvaar. Maar kom ons luister 'n bietjie verder na wat hy te sê het. In dealing with any other matter, especially the criminal matters. So I believe that the experience that I have now will be very much beneficial to the High Court bench. Well, the GCB has some misgivings about the quality of your reasoning. Ja, hulle het some misgivings oor die quality van sy reasoning. Ja, en dan gaan dit 'n bietjie verder in ja, sy kwaliteit. Onthou hierdie ou het as 'n tolk begin. Wel, hy het uiteindelik 'n LLB graad gekry blykbaar van die Universiteit van Zululand. Nou ek weet nie wat beteken 'n LLB graad van die Universiteit van Zululand nie, maar nou hoor ons verder nou wat se kritiek daar teen hom al was. And writing of judgments. Yes, I saw that, Chief Justice. However, how would you respond to that? In this field, we keep on learning. And one thing certain is that you don't normally have somebody holding your hand. So these critics that I received now, because in 2022, I did not have the benefit of seeing them. And now I have seen them, I'm able to see where I am lacking. And that's exactly where I'm going to work very hard to make sure that my judgments are better. So, by implikasie sê hy eintlik dat tot dusver was dit nie goeie jy weet, uitsprake gelewer nie, maar hy gaan nou hard werk. Hy was klaar 'n waarnemende regter. Hy gaan nou hard werk om te sorg dat sy uitsprake verbeter. Maar hy doen aansoek om permanent regter te word. Hierdie man wat ook nou die omkoopgeld aanvaar en dan And they indicated that it seems like it's a little bit better than the previous one when they saw the current judgments. And it was without even the benefit of the critics. So now that I know those critics, then definitely I'm going to work very hard to make sure that my judgments look much better. Have you taken advantage of the judgment writing seminars offered, for example, by the Sajay? Ja, dis interessant nie. Jy doen nou aansoek vir 'n werk, vir 'n pos waar jy R2 miljoen per jaar gaan betaal word. Maar hulle moet jou eers bietjie en jy gaan lewe en dood uitsprake lewer hoor. Jy gaan vir ouens sê
Nee, jy skuld R100 miljoen en dan sak die prokureurs op die ou toe, hulle verkoop sy besigheid, hulle verkoop sy huis, hy eindig op straat in 'n plakkerskamp. Hy gaan daai soort besluite neem, maar hy moet nou eers bietjie, of hy neem hulle reeds as waarnemende regter. En nou sê hy nee, hy moet nou eers bietjie in diens, nou vra hulle vir hom, gaan hy nou eers bietjie in diensopleiding kry, jy weet, gaan hy die seminare bywoon hoe om uitsprake te skryf. So hy is nog nie, hy is klaar 'n regter, maar hy was nooit eintlik gereed om een te wees nie. En nou gaan hy opgelei word om regter te word terwyl hy die regter salaris verdien. Yes, I've attended them. The only thing is that when you attend those that are offered by SAJ, focusing on the lower court, you don't get the same quality of advice that you get when you attend the one that is provided for judges. However, when I was in Johannesburg High Court, every Thursday, or most of the Thursdays, there is training that is going on in there. And I've already since learned quite a lot. The last justice who trained us was Justice Nafsa, who gave us a lot of pointers, which I felt that they benefited me a lot. And I feel I'm still ready to continue and work very hard to get more skills in my writing. And sure, ja, hy gaan meer vermoëns kry in sy skryfwerk. Maar hy het al 'n spul uitspraak geskryf, neem ek aan, wat nie op standaard was nie, en hy gaan nou opgelei word om dit wel op standaard te doen. En intussen het hy nou hierdie omkoopgeld aanvaar, en nou gaan hy blykbaar aangekla word dat hy, jy weet, onbehoorlik as 'n regter opgetree het. Maar ja, wat gaan ons gaan hierdie saak bietjie dophou, maar ek weet nie eers of daar iets met hierdie ou gaan gebeur nie. Want ek het natuurlik daai selfde regter wat die Kieleboer regter wat daai Raylene Kitley wat die uitspraak teen AfriForum gelewer het saam met die res van die appelhof, dat wat Malema se kant gekies het, dat hy vryheid van spraak beskik, en is eintlik deel van sy identiteit, sy politieke identiteit, om te sing Kieleboer, Kielefarmer. En sy het ook natuurlik van die regbank af gesê, sy is 'n progressiewe linkse regter, en sy beskou AfriForum as reaksionêr, en dat hulle terugverlang na die ou Suid-Afrika of so iets, sy maak sulke politieke uitsprake van die regbank af. Dis nou Raylene Kitley. Sy was ook nie baie lank advokaat of enige iets nie, sy het so van een of ander afdeling by Wits Universiteit gekom, en toe is regter, toe appelregter, en ek dink sy is nou grondwetlike regter, sommer net so. Ja, en ek het ook so 'n bietjie myself, sy het een keer verskriklik beswaar gemaak dat ek Afrikaans gepraat het in 'n hof of iets, en toe, die volgende oomblik, dit het my ook daar getref met 'n uitspraak, jy weet, verskriklik, koste op die prokureur en kliëntskaal, en ek het toe 'n klag gaan lê omdat hierdie vrou so bevooroordeeld is. Wel, AfriForum het aansoek gedoen dat sy haarself moet verskoon van die saak af, en dit is nooit toegestaan nie. Maar ek het toe agterna 'n klag gelê by die regtelike dienskommissie wat na hierdie soort korrupsie en bevooroordeeldheid en al die goed kyk. Daar het niks daarvan gekom nie. Hulle het vir my net 'n briefie teruggeskryf om te sê nee wat. Niks wat Kitley doen is kritiseerbaar nie, of is onbehoorlik nie. Sy kan maar maak wat sy wil, sy kan sê wat sy wil, sy kan politieke uitsprake van die regbank aflewer net soos sy wil. En hierdie ou wat, ek weet nie, hierdie Samuel, wat is sy naam? Wanneer ons net geluister het, Makamu, hierdie Samuel Makamu, sy edele Samuel Makamu, wat kennelik nie goed genoeg skryf om 'n regter te wees nie, maar sy 'n bietjie in diensopleiding gaan ontvang, en wat nou 'n omkoopgeld van R5.000 ontvang het,
ek dink ook nie, ja, dit sal regtelike dienskommissie toe gaan en na die klagtekommissie en hulle sal daarna kyk en hulle gaan hom maar oorsien. As jy my vra, ek dink hy gaan oorgesien word. Hierdie ander vent wat met Sloppy se saak die mekaar is, dit lyk vir my asof dit 'n meer politieke saak is rondom Sloppy. En moontlik gaan hy wel deur die parlement dan afgedank word as 'n regter. Hoeveel jaar dit nog gaan neem, het ons nie. In daardie tyd het hy seker nog 10 miljoen rand ontvang in salaris en as hy dit nou alles opspaar, dan kan hy lekker aftree en met sy 20 miljoen rand in die bank. Maar dit bring my nou by die vraag, ja, wat staan ons te doen met hierdie regbank wat lyk vir my al hoe meer disfunksioneel raak. En daar's soveel mense nog, ook Afrikaanse organisasies, en jy weet wat heeltyd geld insamel vir hofsaake, en hulle wil nog 'n hofsaak maak, of dit of dat, en dan sê, jy weet, en hulle neem aan 'n betoging deel, dan word hulle in hegtenis geneem, en dan is daar 'n hofsaak, en dan, jy weet, en dan is daar 'n appel, en wat ook al, en al hierdie goed kos baie geld, en die publiek moet daarvoor bydra. Waar gaan ons heen met die regbank? En lyk my, mense plaas nog steeds hoop op die regbank. Daar was ook daardie hofsaak wat gelyke kanse, die organisasie daar in die Kaap, by Stellenbosch, gemaak het oor die Afrikaanse taalkwessie by Stellenbosch. En hulle het ook bedroog daarvan afgekom, want daai, Edwin Cameron, ek dink ek het dit al hier voorheen genoem, hy het met Wim de Villiers, die rektor van die Universiteit van Stellenbosch, wat natuurlik teen die gebruik van Afrikaans, of aan die Universiteit van Stellenbosch was, waar hulle was in 'n hofstryd gewikkel met die ander groepering van die konvokasie, wat hulle self gelyke kanse genoem het. So met ander woorde, dit was amper net so erg soos hierdie omkoopgeld. Die twee daar saam gekookus oor die saak, daar by die lughawe. Hulle het met mekaar gepraat, wat heeltemal teen die reëls van die regbank indrys. Nou wat maak ons in hierdie soort situasie, waar ons van die howe amper niks kan verwag nie? Miskien as jy in 'n strafsaak aangekla word. 'n vriend van my het eendag vir my gesê, hy is in 'n strafsaak aangekla, wel, is ook 'n lang storie, maar hy het gesê, as jy nie 'n bekentenis doen nie, dan gaan jy waarskynlik nie skuldig bevind word in 'n strafsaak nie, want die howe is en die aanklaers is eenvoudig nie net so hopeloos. Alhoewel, nou dat ek daar dink, ek wil nou nie te veel ingaan op al hierdie hofsaake en goed waaroor ek nou al gelees het nie, maar daar's een of ander saak in die grondwet of Madlatsi of iets van die aard. Ek kan dit opkyk. Maar daarso het iemand wat van moord aangekla is en skuldig bevind is aan moord, het hy en toe in sy appel is van die hand gewys alles, het hy agterna en hy het 'n bekentenis gedoen dat hy die moord gepleeg het. Met ander woorde, dit voldoen nou aan die vereistes vir 'n strafsaak. Jy doen 'n bekentenis en jy sê, ek het die moord gepleeg. En hy is toe skuldig bevind en hy is toe 15 jaar tronkstraf, tot 15 jaar tronkstraf gevonnis, wat eintlik 'n ligte straf is en vir moord sou ek sê. Maar hy het toe 'n tweede appel geloods in die belang van geregtigheid na die grondwethof toe. En die grondwethof het hom toe gelyk gegee, want hulle het gesê, die feit dat hy die bekentenis gedoen het, daardeur het hy homself geïnkrimineer. En dit is natuurlik dryf in teen 'n beginsel in die grondwet, dat jy nie jouself mag, daar mag nie verwag word van jou dat jy jouself moet inkrimineer nie. Dit is so 'n beginsel in Amerika en 'n paar ander plekke. Maar met ander woorde, selfs 'n moordenaar wat 'n bekentenis gedoen het, die regbank gaan hom help. Maar hulle gaan nie vir jou en vir my help nie. Hulle gaan ook nie, jy weet, hulle in die vlak van regspraak en korrupsie, soos hierdie ou wat die omkoopgeld aanvaar, of hierdie Parker
individu, wat is sy naam nou, ja, Mushtaq Parker. Ja, hulle is almal daar. Nou, hoe kan ons in hierdie situasie, hoe kan ons daarmee saamleef? Want wanneer die regbank, ja, een of ander tyd beland iets in die hof, of daar's een of ander kwessie oor skole, of, jy weet, of skuld, of, jy weet, een of ander, ja, rasisme, of verkeerde taalgebruik. Jy het iets gesê, soos, ja, wat was haar naam? Sonet Bridges. Sy het mos gepraat van die groenie wat in haar tuin werk. Die volgende oomblik is sy Menseregte Kommissie toe. Sy was in die hof. Sy is aangekla. Dit was 'n groot hofsaak. Dat sy is in die Gelykheidshof aangekla omdat sy die woord groenie gebruik het. Groenie. Dis 'n woord wat aanstoot gee. Nou, ek dink ons, anders as 'n klomp ander mense, dink ek, kan ons niks verwag van die howe nie, en ek dink, uiteindelik sal Afrikaners moet besluit, of om hulle self nou maar heeltemal te onderwerp aan hierdie verskriklike stelsel, en dat hulle maar net daardeur uitgeroei word, soos tans, of hulle sal moet begin saamstaan, en sekere besluite neem. Soos byvoorbeeld een manier waarop ons kan ontkom aan hierdie regbank, aan hierdie korrupte, jy weet, onregverdige regbank en bevooroordeelde regbank, is deur almal, kyk, daar moet 'n soort van 'n volksregister kom, en almal op daai register moet 'n kontrak aangaan en 'n ooreenkoms teken, dat een Afrikaner gaan nooit 'n ander Afrikaner voor die hof daag nie. Nee, hulle saak sal verhoor word deur een of ander Afrikaanse arbitrasiehof met kundige mense, opgeleide regslui, wat nie bevooroordeeld is nie, wat gelykmatig is, wat is die woord, jy weet, wat goed op 'n gebalanseerde manier na die saak gaan kyk. En onder geen omstandighede, en as met ons in 'n siviele saak, enige iets met hierdie regbank te maak hê nie. Dit kan al groot verligting bring, dink ek, vir baie mense, en ek dink selfs, ons moet met die banke, jy weet, en al die geldskieters, en wie ook al, almal moet jou daai keuse gee, dat jy daai arbitrasieooreenkoms sluit met die bank, om vir hom te sê, man, as ek nie betaal nie, dan gaan ons na my hof toe, nie na hierdie ander hof toe nie, nie na hierdie plek daar so in die middestad, wat in elk geval verval, en jy weet wat, ja, waar ons skaars, jy weet, nog, die ligte brand nie eers nie, jy weet, baie kere, en jy weet, sien daar toe gaan na die 11de vloer, of wat ook al, jy weet, daar so vertrek, daar lees ek honderde leers, sommer net so op die vloer, jy weet, dit is totale chaos wat daar aan gaan. Dus, dit is sou een soort van 'n skuiwergat wees, wat 'n mens kan gebruik, om aan hierdie regbank te ontkom. Maar as jy nou in 'n strafsaak beland, so jy weet, solank die ANC nou nog aan bewind is, en dan is dit seker 'n ander saak, jy weet, jy gaan nie kan ontkom, as iemand nou jou in 'n strafsaak aankla, of jy weet, die staat kla jou aan, van een of ander, jy weet, misdaad wat jy gepleeg het nie, dan gaan dit dalk nie so maklik wees nie, maar ek dink, daar kan nog maniere wees, waarop ons mekaar in sulke gevalle kan ondersteun, en dat die mense ook sorg dat daar goeie regshulp vir mense bestaan, en ek dink, jy weet, as 'n etniese groep, met die Afrikaners, na hulle belange begin kyk, sover dit hierdie regskwessies aanbetref. Maar ja, soos ek gesê het, jy weet, in 'n strafsaak, die howe is eintlik so half aan die kant van die misdadiger, soos ons nou gesien het. Dus, jou kanse is nie so sleg, as dit nou by 'n strafsaak kom nie. Maar in enige siviele saak, dink ek,
kan jy nou nie verlaat op hierdie regbank nie. Dit is 'n feit. Hierdie regters, jy weet, ek dink dit gaan ook net al hoe erger word. In elk geval het hulle ek weet in die Pretoria se hof, het hulle op 'n stadium, so tyd gelede, het hulle van al die blanke administratiewe personeel ontslaag geraak. Jy weet, daar was vrouens wat al 40 jaar in die hof gewerk het, wat presies geweet het hoe die hele ding werk. Wat al die reëls geken het, en jy weet, wat bekwame, jy weet, administratiewe mense was, en wat gesorg het dat die regte goed gedoen word, en dat alles geliaseer word, dat die ding op geoliede wiele loop. Hulle is almal oornag afgedank. Dus, ons sit met 'n baie groot probleem. Jy weet, ek dink wat die regsprekende gesag betref, sit ons regtig met 'n baie groot probleem. Ek dink nog groter as wat die polisie betref, of enige iets anders. Dit is 'n eenvoudige aspek van die staat se funksies wat drasties agteruit gegaan het, en wat ook natuurlik verpolitiseer is, want al daardie regters word jy weet, op politieke gronde eintlik aangestel. Ek het al gehoor dat agteraf is daar gesprekke. Daar is ook gesprekke oor grond en alske goed. En hulle sorg dat hulle almal, dat al die regters wat hulle aanstel, ook binne die soort ANC paradigma werk. Dus ons moet al baie hard oor hierdie probleem moet dink, en ek doen regtig beroep op almal daar buite, ook al hierdie Afrikaanse organisasies, om bietjie te besin oor wat gedoen kan word om aan hierdie dwingelandry van die huidige regbank te ontsnap. En ek is bevrees, die media het hulle praat eintlik alles net goed. Hulle is nie besig om die regbank te kritiseer, soos wat hulle byvoorbeeld nou gewone politieke korrupsie of munisipale korrupsie of enige iets van daardie aard kritiseer nie. As jy tot hier geluister het, dankie vir die aandag, en dan maak ons volgende keer weer so. En moenie vergeet om die kanaal in te teken nie, en kyk ook gerus na ons beskikbare boeke hier op die winkel onder hierdie video.